teen God se volk. Dit gaan vir my oor, dis die moslems wat 'n aanval loods teen die Christendom. En as jy dit nie verstaan nie, dan moet jy dit baie vinnig verstaan, hoe vinniger ons gaan bid vir hulle. Dis God se volk, dat God ons almal kan bewaar, want die vyand is besig om 'n aanval te loods. Vader, ons kom nou na U toe in die naam van Jesus Christus. Ons kom kanselleer vanmôre, Here, die werke van die vyand. Ons krap sy werke de mekaar. Here, ons maak hulle goed so de mekaar, dat hulle self sal aanval. Here, ons bid vir beskerming oor U volk, Here, oor die land Israel. Here, ons bid vir die kinders van die Here daar binne. Here, dieselfde, hulle wat U dien, Here, in die ander plek. Here, dat U hulle sal sien en dat U met hulle sal wees. Here, ek luister tog dat daar die hoof sê dat dit gaan nie oor 'n aanval teen die mense nie, dit gaan oor die vyand wat hulle wil aanval, wat die wêreld wil verwoes. Vader, daarom bid ek vir die mense wat skade kry. Here, die mense wat ongeluk kom, wat niks met uit te waai nie, bewaar hulle, Vader. Maar ek bid as daar ooit 'n tyd is wat die kerk moet wakker word en moet bid vir die werk van U, is dit nou. Here, want die vyand is besig om te beplan, hy's besig om te beraadslag. Hulle sit by tafels en hulle praat, Here, U wys vir my. Hulle beplan groot dinge, maar God kom vanmôre deur sy genade. En hy skenk genade aan sy kinders. Ek bid vanmôre, Vader, word verheerlik nou. Word verheerlik in U saak. Here, ons gee aan U die lof, die eer, die aanbidding en die lofprysing. Want U is God, U is koning. Ons dank U, Vader, in Jesus naam. Amen. Prys die Lord, prys die Lord. Vanmôre vir my 'n voorreg so op die Vadersdag, gelukkige Vadersdag vir al die paas hier in die gemeente, almal wat vermoor hier is, wat hulle vaderskap opneem en sê, Here, ek is hier om 'n verskil te maak. Ek wil graag vanmôre het ek die voorreg dat my vrou saam met my gaan bedien. Sy gaan vir ons so ietsie bring en dan gaan ek daarna afsluit met ietsie. So dit gaan 2 gedagtes wees. Ek wil haar net vorentoe nooi, pastoor Elspie Potgieter. Dis my vroutjie. So kyk, maar nie te veel kykie. Dis myne. Amen. So my 'n groot voorreg dat sy ons sal bedien. Amen. Môre. Dis my ook 'n voorreg om vanoggend hier te kan staan en dit is ja, ek het maar 'n rok aangetrek, anders gaan julle die broek sien bewe. Maar ek wil net heel eers ook vir al die vaders baie geluk sê. Met Vadersdag en ek hoop julle almal word lekker bederf, net soos julle ons almal bederf. Vanoggend toe ons nou koffietjies so saam drink daar en almal, al die kinders sit daar op die bed om ons en ek sê vir my man, dankie vir die pappa wat hy ook is vir ons en ek wil nou vandag ook vir jou vir almal sê, dankie vir die voorbeeld wat jy nie net vir ons as huisgesin is nie. Vir nie net dit wat jy vir ons doen en net aanhou gee en gee ons in die huis vir al ons klomp vroumense. Maar dankie vir dit wat jy vir elkeen doen wat hier is en vir die werk van die Here en dat jy die Vader se werk op jou hart dra en hom daardeur eer. Amen. En dan daar's iets wat so swaar op my hart lê al so lank en dis iets wat vir my so kosbaar is. En dit is om te worship. En om God te worship, ons Vader van die hemel. En daarom wil ek ook vandag net heel eers vir ons Vader sê, Abba Vader. U is nie net ons Vader op Vadersdag nie, U is ons Vader elke dag. U is ons eintlike Vader. En ek dank U daarvoor, ek wil U loof en aanbid. En vandag wil ek dan nou hulde bring aan ons hemelse Vader. Deur hom te aanbid in gees en waarheid. En omdat hy ons enigste ware Vader is, wil ek graag vandag met julle deel iets wat vir my baie belangrik is, soos ek gesê het, worship of aanbidding. Ek gaan nou baie sê worship, so vergewe my Engelse woord. Maar dis 'n baie belangrike deel van ons as kinders van die Here se lewe. Hoekom is worship belangrik? Want dit is hoe ons vir God wys, dis hoeveel ons hom respekteer en eer en erken as ons hemelse Vader, as die skepper van hemel en aarde. En as ons nie
gaan worship nie, as ons hom nie gaan aanbid nie, en vir hom wys, ons aanbid nie net om te sê ons is 'n kind van die Here, en ek aanbid 'n hemelse Vader, en dis nou dit nie, dis nie net woorde nie, dis iets wat jy moet doen, jy moet 'n aksie loods, om vir God daai eer en hulde te gee, om worship te wys vir hom. En een van die maniere hoe ons worship wys vir God is om te sing en te bid. Bid is die diepste vorm van aanbidding, maar worship is die hoogste vorm van aanbidding. En ek dink ons mis partykeer daai deel, ons bid en alles, maar ek dink ons mis regtig daai partykeer om regtig te worship. Baie van ons kom kerk toe en dis dalk die enigste tyd wat ons kans kry as ons sing om te worship. Want ek weet nie of ons almal regtig tyd het of tyd maak in die week nie. So wanneer ons kerk toe kom, is dit juist dan belangrik dat ons daai tyd wat ons het om te aanbid, om te sing, om hande te klap, om te beweeg of soos doen soos wat die Here in jou hart gee om te doen, om hom te aanbid daai oggend. Dan moet ons dit alles insit, want soos ek sê, ek weet nie of ons almal in die week altyd tyd kry om dit te doen nie, wat eintlik so belangrik is. Ek staan baie keer en kyk, toe ek nog veral op die verhoog betrokke was, dan voel dit asof die krag van die Here kom so hier oor ons, en as ek my oop maak, lyk dit asof ons is in 'n oorwinning, maar hier is 'n begrafnis hier onderaan. Ek het al partykeer gewens, ek kan net 'n foto neem of 'n video neem van elkene, want die meeste van ons wys niks nie, ons is nie in daai oorwinning nie, ons is nie besig met worship nie. Maar hoekom is worship so belangrik? Hoekom is sing vir God so belangrik? God het musiek gemaak. Hy is die skepper van musiek. Dit was in die hemel. Dit was nie op die aarde nie, dit was in die hemel gemaak. Hy het dit geskep. Daar's baie bespiegelinge wat beweer dat Satan die engel van musiek was. Ek kan nou nie vir julle sê dit is of is nie so nie. Ek is nie so hooggeleerd nie, maar hoekom het God dit gemaak? Hy het dit gemaak sodat hy aanbid kan word, selfs in die hemel. Dit was daar vir hom om hom te aanbid. Dit was die enigste rede vir musiek, was aanbidding. Tot vandag toe is as ons worship, as ons sing vir die Here, aanbid ons God. Maar nou is daar een ding wat my ook bietjie gevang het, toe ek nou mooi daaraan dink. As worship, as musiek dan nou alleenlik gemaak was, oorspronklik, om God te aanbid, dan beteken dit mos musiek is aanbidding, dis die instrument van worship. So as ons musiek luister, en sing, en party kinders sê altyd, nee, ons hoor nie oor die woorde, ons gaan net vir die beat. Nou, maar wie is ons besig om te vereer, terwyl ons na musiek luister? Is ons besig om God te aanbid, in ons musiek wat ons luister en sing? Is ons besig om die wêreld te aanbid en sy dinge? As ons dan praat van heavy metal, ons weet waaroor heavy metal gaan. Dit gaan oor verheerliking van Satan. Want Satan het gekom, musiek saamgebring en sy stempel daarop afgedruk. So ons moet baie versigtig wees wie ons worship. As ons musiek, as ons, met ander woorde, as ons 'n liedjie speel in die huis, gaan daar worship uit. Na wie toe gaan daai worship? Gaan dit oor ons, ek is 'n loslappie en alles, ek is besig om myself te worship en verkondig? Is dit vir God, sing ons vir hom? Is ons besig om Satan dalk te aanbid? En ek weet dit is 'n baie fyn lyn. Mense kry baie mooi liedjies en alles ook. Ek het net eergister te speel ek vir my man The Story. Nou, dis vir my die mooiste lied om te beskryf as 'n mens 'n lang pad saam gestap het. So ek sê nie dis verkeerd om ander goed te luister nie, maar ons moet versigtig wees wat ons speel en luister as dit kom by musiek, want dit hang af wie worship ons. Dit was so belangrik, worship is so belangrik byvoorbeeld vir Dawid gewees. Hy is my so groot voorbeeld dat hy het in die tempel sangers aangestel. Toe hy die tempel begin regkry het. Kyk, Salomo het die tempel gebou, maar Dawid het die eerste tempel wat staande gebly het, die tent nog, die tabernakel, hy het daar al heilige sangers en musikante aangestel om die heeldag 24 uur God te aanbid in worship, musiek,
koordanse. En dis mense, dit is hulle amp, dis wat hulle gedoen het. Op 'n stadium was daar 4000 wat uitgeruil het, mense, wat uitgeruil het om God te aanbid. Sodat daar nooit 'n oomblik sou wees dat daar nie aanbidding na God toe opgaan nie. Hoekom aanbid ons? When honor goes up, blessings come down. Dit is hoekom ons dit doen. So as ons hier in die kerk is, en ons sing hierdie goed, vanoggend was hierdie liede so perfek gewees, is alles eer aan hom, en veral die laaste liedjie, het ons aan die Vader daai eer en lof gebring. Dit is so belangrik, want as ons kan aanbid, dan kom sy Heilige Gees af, dan kom dit oor ons, dit kom oor die profeet, kom oor die prediker, dat die Gees van God in hom kan opgewek raak, dat daar profesie kan uitgaan, dat die Heilige Gees kan doop met sy Gees, dat wonderwerke kan plaasvind. So ek wil julle vanoggend bemoedig, as ons Vader wil aanbid in gees en in waarheid, sit jou alles in. As ons sing hierso, en ek praat nou veral as ons in die kerk is, want dis al waar ons partykeer tyd kry, soos ek al gesê het, as ons sing en ons kyk na die woorde, al ken ons nie die liedjie nie, al is dit alweer 'n nuwe liedjie. Dis daai Tehillah lied. Ons moet daaraan dink, God is absoluut mal daaroor as ons 'n nuwe lied vir hom kan sing. Dat fokus dan op die lied se woorde. Moenie worry of jy dit nou ken nie. Lees dit. Kom net in aanbidding met die Here en sing daai woorde vir hom. Ons sit nie net liedjies op en ons worship hier in die kerk, selfs by die huis, dis nie net 'n tik nie. Ons kom in kerk toe as oor 'n ritueel om ons eie gewetes te sis nie. Ons kom hier om hom te aanbid, om hom eer en hulde te bring. So van volgende keer af, as ons hier is en ons sing saam en ons is klomp mense bymekaar, kan ons so God verheerlik met ons sang en goed, maar dan gaan dit op na hom toe. Dit is wat hom laat aangaan, is ons worship. Dit hou God, ons hou hom in die lig, en dan kom sy blessings af na ons toe. So dit is so belangrik, dis nie net ietsie wat kan verbygaan nie. So ek wil julle daarmee bemoedig en net sê, kom ons begin om God te worship, om hom te aanbid. Dit is wat ons aan die gang hou. Ek hoop dit sien julle. Dankie. Amen. Praise the Lord. So belangrik hierdie gedagte wat sy gebring het, want dit vorm deel van die gedagte wat ek het om vir julle te bring. Maar die Here met my praat oor boustene. Die Here praat met my oor boustene, die Here gee my 'n gesig en hy begin met my praat en ek deel met iemand en die Here praat verder met my en 'n paar maal bevestig die Here sy woord oor en oor aan my en ek wil vanmôre met u deel oor boustene. Waarmee bou jy? En ook nie net waarmee bou jy nie, dat jy moet let, want elke dag van ons lewe, soos ons beweeg, is ons besig om te bou. Woorde wat jy spreek, dade wat jy doen, optredes wat jy maak, is besig om te bou. Dit bou in jou karakter, maar dit bou ook jou hele bestaan, kan ek sê, wat God saamgestel het. Kom ons kyk wat sê 1 Korintiërs 3 vers 10 tot 15, gaan ek vir julle so samevoeging sê elkeen moet oppas hoe hy bou. As iemand op hierdie fondament bou met goud, silwer, kosbare stene, hout, gras of stoppels, sal dit aan die lig kom. So of jy nou bou met kosbare stene, goud, silwer, hout, gras of stoppels, sal dit aan die lig kom. En ek wil hê jy moet vanmôre verstaan dat ongelukkig bou mense met al daai materiale. Niemand van ons kan sê ons bou ongelukkig van die begin van ons lewe af net met goud en is net goud nie. En sê vir jouself lieg, wat vandag se daar baie moontlik is. Want vandag se daar leef mense maar partykeer in 'n droomwêreld. Dis hoekom hulle partykeer dink hy skielik 'n kat of 'n hond ook. Okay, maar in elk geval waaroor vandag gaan is, waarmee bou jy? Wat bou jy? Elke mens is besig om te bou aan 'n lewe, 'n karakter, 'n getuienis. Dis die belangrikste, is 'n getuienis waaraan ons bou. Maar waarmee bou jy? Elke keuse, elke gewoonte, elke houding wat jy doen, alles wat jy doen, is hierdie stene wat saamkom. Dis boustene wat gevoeg word op hierdie muur. Sommige stene versterk jou lewe en dan in jou verhouding met God, maar ander maak jou kwesbaar, ander maak jou natuurlik bietjie broos.
En ek wil graag hê jy moet vanmôre hierdie saak verstaan dat terwyl ek hier gesig sien, praat die Here met my oor iets, ek gaan nou dalk bietjie ook daaroor uitbrei. En ek sien 'n muur wat gebou word. En ek sien die stene word aangevat en hulle word gepak. En ek weet nie wat weet nie, so 'n muur, as jy nou jou muur lê, jy lê eers 'n goeie fondasie en dan begin jy bou op daai fondasie. Die fondasie is die sementgedeelte wat hulle bietjie ingrou sodat hy moet sterk wees. Die woord van die Here sê ons fondasie moet die woord van God wees. Amen. En dan die hoeksteen is die beginsteen waarvan af alles uitvloei, dit is Jesus Christus. En ek sien niemand anders nie. Hy sê ons kan nie 'n ander hoeksteen lê as Jesus nie. En dan bou ons die steen, maar terwyl ek so sien hulle gee aan, sien ek skielik maar sulke stene wat so 'n bietjie verbrokkel lyk en bietjie kalkerig is wat so met tyd uitgrou en hy val weg en goed. En ek sê, Here, wat is dit? En die Here sê vir my, ongelukkig in baie se lewens en ongelukkig in baie jong mense se lewens, omdat die ouers voel, ag is okay, almal doen dit. Doen julle dit ook? Beproef alle dinge, maar behou die goeie. Het jy al daai skrifgie gehoor? En dan beproef hulle die ding en op die einde van die dag is in daai muur, is daai beproewings van jou daar tussenin en daar's gate wat verbrokkel en as jy ouer is en gewig raak meer, soos die stene swaarder raak, die muur raak swaarder, dan kan die onderste dit nie meer hou nie. En eers stuimel dit in mekaar, veral as daar 'n paar van daai brokkelstene by mekaar is. Nou kom ons kyk, as ons bietjie kyk na swak boustene, is die eerste een wat ek wil aanhaal, baie belangrik is onvergewensgesindheid. As jy nie kan vergewe nie, sê ek nou vir jou, bou jy verniet aan wat jy bou. Jy bou totaal en al is 'n mors van tyd. Jy mors jou tyd, want jy bou, maar jy kan nie verder gaan as jy nie eers kan skoonmaak en vergewe nie. Dis soos om op 'n klomp gemors te bou. Jy lê goed tussenin en jy bou nou maar oor dit, want dit het jou nou seer gemaak, ek gaan maar net op dit bou. Daai muur gaan kokkie loop. Dit gaan lyk soos van hierdie ouens wat bouers is, met 'n troffel in die hand, maar het nog nooit 'n steen gelê nie. So ek wil hê jy moet verstaan, dat jy moet eers leer om te kan vergewe. Efesiërs 4 vers, verskoon 31-32, hy sê, as ek nie vergifnis kan doen, dan vreet dit my van binne af op. En so begin hy steen verbrokkel. Jy bou met 'n klip vol van bitterheid. Tweede ding, en dis die een wat ek nou so 'n bietjie aangehaal het, is as jy begin oopmaak vir wêreldse invloede en wêreldse dinge. Dis 'n baie groot ding wat ons nie verstaan nie. Mense voel, ag, dis is maar net 'n tyd in my lewe wat ek moet deurgaan. Daai tyd haal jou in die toekoms. Jou streke wat jy voel jy kan nou doen, want ek gaan later verander, dit haal jou in as jy ouer is. Ek kan nie sê, ag nee, maar ek is 'n jong mens. Alle jonges doen dit, so ek kan maar bietjie saam slaap. Ek sê nou vir jou, jy gaan daai gat sien in jou muur. Vir die res van jou lewe gaan daai ding jou pla. Groter mense, ouer mense. Ons het nie ou mense in ons gemeente, ons het net ouer mense. Ouer mense, stem nie saam? Daai ding gaan jou jaag. Nee, ag is alright, bou hom daar. Ons gaan nie nou worry nie. Maar later wil jy opbou en jy sit daar so met 'n steen wat jy nie kan uithaal nie. Jy kan nie as jy gebou het op daai muur en jy's 3 of 4 of 5 lae verder, jy's 'n paar jaar verder in jou lewe sê ek haal hom nou maar uit nie want hy lyk nou nie vir my mooi nie. Jy doen skade aan die hele struktuur om dit te doen. En nou sê ek, nee, maar alle jonges moet maar so 'n bietjie jol. Jy sit stene in die muur wat nie al hoort nie. Die jongens is so 'n bietjie, kom ons vang so 'n bietjie papegaaislaai, ons gaan net so 'n bietjie lekker voel. En jy sit vir jou daguitjies in, jy sit vir jou allerlei goedjies in. Ek wil vir jou sê, is boustene. Is stene wat jy nie later gaan uitkry nie, want daai stene, vandag se besluit is môre se uitkoms. Vandag se besluit is môre se uitkoms. Dit wat ek vandag doen, gaan môre 'n effek op my lewe hê. En of ek dit wil weet of nie, as ek vandag nie hard werk nie, gaan ek in die toekoms nie suksesvol wees nie. Ek sê dit baie vir ons jonges, jou simbole is pragtig. Jy kan nou klaskaptein wees en jy kan 'n sterretjie op jou kop kry en 'n kolletjie op elke oor. Ek het nie 'n saak nie, dit gaan niks vir jou doen nie. Jou menswees gaan bepaal hoe suksesvol jy is. Jou karakter gaan bepaal hoe suksesvol jy is, nie jou simbole op skool nie.
Simbole is 'n goeie ding, want dit wys baie keer van 'n goeie karakter. Maar dit werk nie andersom nie. Ek wil hê jy moet verstaan, ek het nou binne gesels nou die dag oor iets, en ons noem 'n paar mense, en ek sê vir hom, dis mense na wie ek so opkyk, wat so suksesvol is, wat so goed doen, en ons kyk so en ons praat, en hy sê vir my, hy sê, dink jy, hulle het ook so hard gewerk soos ons in hulle lewe? So kom ons dalk nou al so bietjie slegter lyk. En ek kyk ons so en ons gesels daaroor, ek sê, weet jy wat, ek dink hulle het nou net beter keuses gemaak as ons. Van hulle was ook in die weermag. Ons was dalk in die weermag om te jol, hulle was om te swat. Party ons is in universiteit om girls te kry, anders is daar om 'n toekoms te werk aan. Party mense werk om eendag die plek te bestuur, ander werk om 'n salaris te kry. Dis boustene, mense. En wanneer ek Jesus Christus in my lewe het, dan raak my prioriteite meer agter mekaar en ek begin bou met die stene wat God wil hê ek moet gebruik en dit gaan beter. Maar ek waarsku vandag en ek voel ek moet dit sê, pas op vir goed wat jy dink jy kan nou maar toelaat. Dis verby, niemand gaan dit sien nie. Daai goed gaan jou inhaal in die toekoms. Ek deel met hoope mense en ek sê nou vir jou goed wat mense nou so onder die maatjie invee. Surface weer eendag. En dan se spyt. Spyt is 'n goeie ding, maar hy kom altyd laat. So, kom ons kyk na dit. Pas op vir daai. En dan natuurlik 'n gebrek aan gebed en woord. Jy kan nie sonder die woord van Here sê, waardeur sy jongling sy pad sy vrou, deur te leer en te leef na die woord van God, want die woord van God is 'n lig op ons pad, is 'n rotsvesting vir ons voete. Amen. Ag, julle raak so saam opgewonde. Amen. So, gebed in die woord van die Here is verskriklik belangrik. Lukas 6:49 sê, dat, hy praat daarvan, dat 'n huis sonder fundament val, wanneer die storms kom. 'n Huis sonder fondasie, gaan val as die storms kom. Die fondasie is gebed. Die fondasie is God se woord. En dit is die belangrikste. Ek wil vir julle sê, en wanneer ons lewe wil bou sonder gebed en die woord van God, wil ek vir jou sê, dan bou ons eintlik 'n huis. Ons bou 'n dak sonder om die fondasie reg te lê. En dan gaan alles in mekaar stort. Ons kyk baie keer, dan kom ek by hierdie plekke, soos selfs Mosambiek waar ons was, en van die plekke, dan sien ek, is hier kitshuisies wat so vinnig bou, want as die storms kom, baie het elk geval als plat. Maar ek wil vir jou sê, gaan kyk daar. Die huise met 'n stewige fondasie word nie plat gewaai nie. Is die ander wat kitshuisies is, wat plat gewaai word. 'n Stewige fondasie sal die storm weerstaan, is wat die woord van die Here sê. Hy sal hom deurstaan. Amen. En dan natuurlik 'n baie gevaarlike een, en as die laaste een, dan wil ek oorgaan na goeie stene toe, is valse sekuriteit. Is wanneer ek begin glo in valse sekuriteit en in mense. Valse sekuriteit in vorm van my werk, my geld, my belegging. Ek belê hier en dit wat ek hier doen, my skiem hier, my skiem daar. Ek wil vir jou sê, wanneer dit jou bron is, wanneer dit jou sekuriteit is, bou jy met valse stene. Jou sekuriteit is Jesus Christus. Jou sekuriteit is God wat vir jou deurkom, sê amen. Ek wil hê jy moet dit verstaan, God is jou sekuriteit. Jou besigheid kan vandag floreer, hy kan môre krepeer. Die verskil is as God in dit is. Daar kom storms, daar kom goed soos COVID, daar kom resessies, daar kom droogte, daar kom allerlei goed. Weet jy wat maak die verskil? Jesus Christus, as God seën, is ek waarlik geseën. As God seën, kan niemand keer nie. En die woord van die Here sê tog eintlik maar by dit. Hy sê, gee jou deel, bring dit na my huis toe. Hy sê, en ek sal die springkaan, sal ek afhou van jou land af. Ek sal die dief, sal ek weghou. Die verwoester sal ek weghou. Dis 'n belofte. Wil jy 'n belofte hê? Staan in die belofte. Amen. So, dit is vir ons baie belangrik. En dan natuurlik om op mense te vertrou. En baie mense vertrou so op mense. Die woord van die Here sê, Jesaja praat daaroor, en hy praat van vervloek is hy wat steen op die arm van vlees. Dit beteken jy wat op mense vertrou. Mense stel teleur. Ek weet vandag, ek gaan jou ook ergens dalk teleurstel. As jy naby genoeg aan my beweeg en jy agterkom, ergens gaan ek jou teleurstel. Al is dit net omdat ons verskil oor iets. Maar ergens kan ek jou teleurstel, want ek is net 'n mens. Maar Jesus stel nooit teleur. Never failed me yet.
Ek het al gevoel hy het my teleurgestel. Ek gaan nie lieg nie. Ek het al gevoel, Here, maar hy het my gedrop hierso. Is al mense wat al gevoel het, weet wie? Ja, daar gaan die hande. Sê, Here, maar ek verstaan nou nie hierdie so lekker nie. Ek wil nou nie lieg namens U nie. Hier is moeilikheid. Ek voel teleurgesteld. Gaan nie my skyns heilig hou nie. Ek het regtig al gevoel, Here, wat gaan nie aan? Maar baie keer tyd leer. In tyd toe besef ek, Here, het was eintlik nie U nie, het was ek. It was not you, it was me. Ek wil vandag vir jou sê, gee tyd, God sal jou help. Hy stel jou nie teleur nie. Amen. As ons gaan kyk na goeie boustene wat ek vir julle kan sê wat ons moet invoeg, is dit natuurlik eerstens gebed. Die goeie stene wat die Bybel van praat, is mos die goud, silwer en die stene, kosbare stene, dis soos diamante as jy dit amper so kan verduidelik. Alhoewel hulle praat van ander stene wat nie spesifiek ons diamant insit nie, want vir diamant wat vir ons die suiwerste is van al daai goed die onsuiwerste. Vir interessantheid. So is nog suiwerder as diamant. Yes, nee, diamant is mooi, hè? Vra vir die vrouens. Ja, is mooi. Amen. Nou die belangrike van daai stene eerstens begin met gebed. Is die kommunikasie, bly by my. Hoekom is gebed belangrik? Want dis die kommunikasie met die groot boumeester. As jy gebed toepas, is jy in direkte kommunikasie met die boumeester. As jy nie gebed toepas nie, is dit soos om manne by 'n site te gaan aflaai en na 2 dae te wil gaan kyk wat het hulle aangevang. Die kans is goed dat jy dit gaan moet als plat skop, skoon maak en als van vooraf begin. Ek het baie keer gesê toe ek handyman werk gedoen het, is vir my makliker om 'n werk eers te doen, maar as ek moet gaan regmaak na 'n ander ou, vra ek meer. Want om 'n ander ou se gemors reg te maak is baie harder werk as om iets nuuts te begin. Is dit so? Dis die waarheid. Hoeveel keer moet God na jou oorvat? Hoeveel keer moet God na jou en my oorvat? Want ons het eers getraai. Man, ek het net bietjie my way. Here, gee my net so 'n bietjie kans, man. Ek dink ek weet hoe. Toe was ek nie daai ou wat nie geweet het, ek weet nie. Gebed. Filippense 4 vers 6 en 7. Gebed, het bou vertroue, vrede en visie. Dan aanbidding. Tweede een aanbidding, en dit het my vrou so mooi hanteer vanmôre. Aanbidding, gebed is die diepste vorm van aanbidding. Sang is die hoogste. Maar wanneer ek hulle kombineer, dan kry ek die diepste en die hoogste saam, dat ek kan deurdring tot in die allerheiligste. Daar waar God sy raadsbesluit aangaande ons verander. Ek wil hê jy moet vanmôre baie mooi hoor. Dit het my so aangetrek hierdie boodskap wat sy gebring het toe sy sê dat eintlik as jy mooi gaan kyk, want onthou die duiwel is 'n naaper. Nou, hy het alles gevat, is hy made in China op aarde. Hy het alles gevat en kom namaak. Hy het nog nooit geskep nie. Die duiwel kan nie create nie. Daar's een creator, is ons God. Die duiwel maak na. Hy het gesien wat musiek doen in die godheid. Weet jy wat die sterkste wapen my vyand gebruik om ons jong mense te laat val? Musiek. En hulle dink hulle luister dit net en dan raak hulle rebels en hulle verstaan nie hoekom nie. Is die gees wat deur dit werk. Hulle roep demone op om daai goed musiek te seën en te salf voordat hulle dit uitstuur. Het jy dit geweet? Is feite. Hulle roep demone op om in die musiek te gaan. Nou moet jy verstaan, sy het nou mooi verduidelik rondom worship. Ek wil nou nie haar boodskap verder vat, maar ek wil hê jy moet dit baie mooi verstaan. Is daai deel wat sy gebring het, dat elke oomblik wat ek musiek speel, ongeag wat, is ek besig om te aanbid. Dit wat jy speel, wie aanbid jy? As ek voel, ag, niemand is by nie, kom sit so 'n bietjie ander musiek op. Jy's besig om iemand te aanbid. Jy moet besluit wie aanbid jy. 'n Kind van die Here, 'n ware kind van die Here, sê ek nou vir jou, kry klaar met wêreldsmusiek. Mense kan 'n wip vir my. Ek praat nie van as dit mooi Afrikaanse musiek is nie. Ek praat van die goed wat lelike goed sê. Afrikaanse musiek is baie keer meer common as Engelse musiek. Skus. Goed, waaroor hulle sing. Dit lyk my mense het nie meer hulle het nie meer
talent om te skryf nie, dan skryf hulle oor honde en ek weet nie wat so goed nie en leeuloop en sokke twak. Mense, as jy nie kan mooi skryf nie, gaan na die musiekbedryf uit, man. Maar ons kinders, ons mense luister na daai gemors. En ons sing dit lekker saam. Sy het dit nou aangehaal. Ek haal dit baie aan, nou gaan ek dit ongelukkig weer aanhaal. Ek is 'n loslappie. En almal dans op, ons jonges dans op. Elke oomblik wat jy doen, worship jy 'n gees van veelwywery. Want ek is 'n loslappie, dit beteken ek is los. Die een wat saam my wil slaap kan kom. Dis wat hy sê, ken jy daai woorde? Ons sing, dis lekker. Ons jonges doen dit, dan slaap hulle rond, dan raak ons kwaad. Maar jy het vir jou kind gesê, hy's 'n loslappie. Mense, dink oor wat jy sing. Dink hoe jy aanbid, want elke oomblik as musiek opgaan, is dit besig om te aanbid, of 'n Satan of 'n God. Let daarop, let daarop, let daarop. Ek hou van mooi musiek. Ek hou van mooi musiek. Ek hou van mooi Afrikaanse musiek ook. Ek hou van country ook. Maar ek luister na die woorde, want as aan ons is, sit ek dit af. My ore is nie as blikke nie. So don't dump your nonsens in my ore. Okay, aanbidding, dit het ons gedoen. Die woord van die Here sê Psalm 22 vers 4, dit ontwikkel 'n vaste fondasie in die teenwoordigheid van God. En dan natuurlik, derde een is die woord van God, die Bybel, die woord van God. Ek het jou verduidelik, baie mense sê, ek lees, maar pastoor, ek kan nie onthou nie, ek verstaan nie. Luister, hou net aan, ergens sal jy sien dit kom op. Hou net aan, lees jou woord, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. Amen. So die woord van God is 'n lig op ons pad, 'n rotsvesting vir ons voete. Dit bou wysheid en onderskeidingsvermoë. Die wyse man, sê die woord, bou sy huis op die rots, Matteus 7 vers 24. En dan, baie belangrik, die gemeenskap van die heiliges. Weet jy hoe belangrik is dit om vanmôre hier te wees? Weet jy hoe belangrik is dit om so in die kerk by mekaar te kom en die Here se naam groot te maak? Dis al fout. Amen. So ek wil vir julle vanmôre sê, weet jy hoe belangrik is dit om vanmôre seker te maak, u kom saam as ons so in die gemeenskap van die heiliges is. Hebreërs 10 vers 25 tot 27 haal ek graag aan, maar ek sal nou vanmôre nice wees. Kom ons vat eerder vers 4 en 25. Sê, ons moet die onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Ons sal die res nou los. Dit raak warm. Letterlik warm. Okay, so wat hy sê is kom by mekaar, want daar is wanneer ons by mekaar is, 'n koöperatiewe salwing. Ek weet nie wie het al gelees daarvan nie. 'n Corporate anointing. Die oomblik wanneer die kinders van die Here by mekaar kom, is daar 'n eens koöperatiewe salwing wat oor almal vaardig raak. Sê amen. Ek wil hê jy moet dit weet vanmôre. Daar's 'n salwing, there's an anointing that breaks the yoke. Daar's 'n salwing wat die juk breek. Amen. Kyk maar vir my, praise the Lord. En dan natuurlik 'n baie belangrike een is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid, gehoorsaamheid, gehoorsaamheid. As jy nie gehoorsaam is, kan jy nie die gawes beoefen nie. As jy nie gehoorsaam is nie, kan jy nie getroud beoefen nie. As jy nie gehoorsaam is, kan jy niks doen nie. Gehoorsaamheid, elke daad van gehoorsaamheid is 'n sterk steen in jou geloofsgebou. Jakobus 1 vers 22. Hoekom doen ons al hierdie boustene? Want eers word hierdie gebou van ons getoets. Wie kan vanmôre vir my eerlik sê, daar kan dalk iemand wees, wie was nog nooit getoets nie? Wie se karakter en jou geloof en jou goed was nog nooit getoets en jou lewe is nog net seepglad van geboorte tot einde? Wat maak julle? Ek het die regte gehoor hierso, hoor. Okay, so wanneer daai toets kom, sê die woord van die Here vir ons in 1 Korinte 3:13. God toets elkeen se bouwerk. Wat jy bou, moet eendag die toets kan deurstaan. Die storms van die lewe gaan kom, of jy dit wil weet of nie. Omdat ek Jesus aanneem, beteken nie ek word gevrywaar nie. Daar kom storms. Jy moet dit kan deurstaan. Bou op die regte fundament, ons het dit gesê, regte fondasie, Jesus Christus. Ek weet nie hoe doen mense daar buite dit nie, maar ek sê vandag vir jou, en ongelukkig het ek dit menigmal,
honderde male, en ek dink nie ek vergroot as ek amper wil sê duisende male gesien nie, dat ek mense na Jesus toe lei en met mense deel, wat op hulle eie gebou het sonder Jesus, en op 'n vergevorderde ouderdom, vergevorderde tyd in hulle lewe, het alles in duie gestort, omgeval, en hulle moes oorbegin, want die fondasie was nie reg nie. Leer vandag, bou nou op die fondasie Jesus Christus, en jy gaan nie weer hoef te bou nie. Bou nou op die fondasie Jesus Christus, en alles sal nie in duie stort nie. Baie van ons, dink jy is baie keer bang, wat gebeur as ek alles verloor? Dink COVID het ons bietjie laat 'n ander mindset kry. Skielik besef jy, ek kan alles verloor in 'n oomblik. Van ons wat die dood in die oë gestaar het, en van ons wat deur ander siektes die dood in die oë gestaar het, het in 'n oomblik, toe ek op my bed lê, en ek besef, Jacques, is tickets met jou. Het ek besef, alles net so, in 'n oomblik. En so kom ek graag sê, en ek sê dit weer, wat ons is genade, en wat ons het is geleen. Bou op die fondasie en dit sal goed gaan. Amen. En ek wil vanmôre vir jou vra, en ek sluit hiermee, waarmee bou jy? Waarmee bou jy? Wat is vir jou belangrik vanmôre? Is dit vir jou belangrik om vir jou kinders te help, om die regte stene in te sit, of, ag, los hulle man, kuier man, ek was ook so, Joel bietjie, ek was ook so, ja, my kinders doen dit ook, hulle is net so, hulle vang ook baie keer goed aan, of van my kinders, maar ek kan vandag vir jou sê, het bly my kind, ek bly lief vir hulle, maar mag God gee dat ek nooit die sonde goed praat, omdat dit my kind is nie. Hoor jy my mooi? Mag God gee dat ek nooit sonde goed praat, omdat my kind dit doen nie. Ek wil jy moet baie mooi hoor. Dit sê nie heeldag, ek bly op hom hamer nie, want as ek bly op hom hamer, dan rebelleer hy, dan raak daai gees in hom sterker. Ek bid vir hom, ek bid vir hulle, ek gee hulle raad, ek gee hulle liefde, ek gee hulle ondersteuning, maar ek praat nie goed wat hulle doen nie. Baie ma's kom na my toe sê, so wat moet ek maak? My kind is ja, ek moet nou pas op wat ek sê, want Facebook blok my somme, maar hulle wat my aangee, moet my somme weer doen. My kind is gay, my kind is lesbies, of hy's 'n hond of 'n katjie, of 'n skorrel of iets. Nou ek wil nou vir jou sê vandag, jy kan niks daaraan doen nie. Mense kan jy niks aan doen nie, want jy het kans gehad om dit te doen tot hoe oud hulle nou is. Dit beteken iets wat jy gedoen het, was dalk nie heeltemal reg nie, of het nie lekker deurgegaan nie. Maar ek kan een ding vir jou sê, twee goed. Jy kan bid. Jy kan bid. God verander. Jy praat dit nooit goed nie, en ek sê dit baie vir ouers, jy praat dit nie goed nie, want dan val jy onder daai sonde, sê die woord. Jy praat dit nie goed nie, maar om aan te hou vir jou kind, sê jy, het gaan nie help nie, los hulle, gee hulle die liefde van Jesus. Weet jy wat? Hy sit met daai probleem, jy sukkel met jou tong. Sort jouself uit en bid vir hom. Dink is tyd dat ons moet bid. Ons moet ophou sonde uitwys vir ouens heeltyd. Sort jouself uit. Sonde bly sonde, is die waarheid. Ons gaan dit nie kan doekies omdraai nie. Maar kom ons bid vir mekaar. Kom ons bid, Here, laat U liefde hulle verander. En ek wil vir jou sê, daar was 'n ou liedjie wat gesê het, liefde red my, toe alles verander het. Toe red liefde my. En ek wil vandag vir jou sê, die liefde van die Here kan red. En 'n ander ding, as jy reg gebou het deur jou lewe, en jy die regte grondslag in jou kinders se lewe, kan hulle maar dalk ergens 'n draai gaan loop, want baie van hulle sê ergens, ons wil ook net gou 'n bietjie 'n draaitjie gaan loop. En wanneer hy daar in die varkhok gaan opeindig, want dis gewis waar hulle gaan opeindig, gaan hulle terugkom na pappa se huis toe. Sorg net dat jou hande oop is vir hulle, want dit bly jou kind. Dis jou beste besitting. My kinders is my grootste besitting. My hart klop so vanmôre toe my kinders so op die bed sit by my. My kinders is my beloning. My kinders is my seën van die Here. Daarom belê ek in hulle. Maar ek belê nie in my kind deur vir hulle te gee wat hulle wil hê nie. Ek belê nie in my kind om dit alles ja te sê wat hulle wil doen nie. Partykeer dan kom vra hulle weet ook nou wat se een om te stuur van die klomp. As hulle nou hier by die kerk ry en hulle is nou lus vir McDonald's, is nie enige een wat my bel nie. Is baie keer enige een se handstukkie wat gebruik word. Maar die stemmetjie kan ek vir jou sê wie gaan hulle opsteek, want daai enetjie kry mos nou alles reg.
Wie kry alles reg? Nee, ek gaan nie sê nie. Wat ek net vir julle sê, die kinders wil altyd alles hê, en partykeer dan vra hulle my so mooi, en dan maak hulle so 'n snaakse oogietjies, en ag, wil 'n bietjie koffie hê? Van wanneer af vra jou kind jou wil jy koffie hê? Jy weet mos nou, daar's 'n plan, daar's 'n agenda daarin betrokke. Kinders is nie so fliks uit hulle self uit nie, maar hulle is ook nie dom nie. Nou in elk geval, dan vra hulle my, en party goed sê ek, ja, en weet jy wat? Baie goed kon ek nie gehad het nie, is vir my lekker om dit vir my kind te gee. Maak my hart bly as ek my kinders se harte bly maak, of ek koop vir hulle iets en ek sien daai gesikkie helder so op. Dis heerlik! Maar weet jy wat, partykeer, dan sien ek daai mond blaas, ek weet nie of jy 'n kompressor ken nie, hy maak so 8 bar. Nou een van hulle het die vermoë, hulle maak hom net so, dan is hulle stil, maar dan sê het ek 'n ander eenetjie. As hulle so maak, dan skiet die trane ook saam uit. Dan loop ek. En dan met daai houdingkie weet jy, nou los jy daai persoon vir 'n rukkie. Ja, kom ons los dit daar. Maar in elk geval, jy kan jou eerder nou wip vir pappa vir 5 minute. En jy maak die ewigheid. Jy kan jou wip vir my vir 5 minute en ek help jou dat jy jou lewe nie verongeluk nie. Ongelukkig ek as pa het die verantwoordelikheid voor God om jou groot te maak na die beste van my vermoë ooreenkomstig God se wil. En om altyd ja te sê is glad nie God se wil nie. Soms sê Jesus ook nee. En ek wil hê jy moet dit vanmôre weet en ek sluit af met dit. Vanmôre wil ons die regte boustene gebruik. Vanmôre is Vadersdag en dis 'n verantwoordelikheid. Is 'n verantwoordelikheid julle. Om 'n kind te maak is niks. As jy groot maak is die moeilikheid. Daar's baie ma's wat geboorte geskenk het, maar dit maak nie van jou 'n moeder nie. Daar's baie pa's wat gehelp het dat daar kinders is. Ek sê vandag vir jou, 'n pa is die een wat hulle opvoed volgens die wil van God. En dis die boustene wat ons moet inkry. Vanmôre wil ek vir u sê, Here, mag u ons help dat ons reg sal bou. Ons wil ons huise bou op die rots, dis die woord van God. En ons sal staande bly, wyl baie ander val. En Here, waar ek dalk verkeerde stene ingesit het, ja, ek het dalk deur my meer het ek in my eie kind se lewe dalk 'n paar brokkelstene ingesit. Ek het stene ingesit wat vernietig is, of ek het hulle so hard geslaan, Here, met my mond of met wat ook al, dat daar 'n kraak is. Help vanmôre, Heilige Gees, kom beweeg in en heel u dit. Want u is by magte om te heel. U sê, u sal die geknakte riet nie verbreek nie. En die dowwe lampe sal u nie uitblus nie. Dankie dat ons vanmôre vir u kan gee. Wees ons genadig en word vanmôre verheerlik. Vader, seën dan nou elkeen van ons hierdie woord tot ons harte in Jesus naam. Amen.